kan ek dalk vir jou 'n vraag vra vanoggend? Moenie jou hand te vinnig opsteek nie. Antwoord hom weer binne. Julle weet die reëls in die huis. Binne antwoorde. Ek spot, dis nie reg gereël nie. Maar is daar iemand wat voel, man, I need good news? Jou oë sê dit als. Al jou oë steek jou hande op. Iemand wat voel, man, hierdie jaar het gevoel soos die springbokke wat oor my hart loop en jy's Wallis. Vir julle wat nie weet wat gebeur het nie, die springbokke het soos 1000-0 gewen. 73, skus, dit vir my gevoel soos 1000. Maybe you feel like Wales a bit. Dit was 'n rowwe jaar. Ek het goeie nuus nodig. Eerstens wil ek vir jou sê, jy het na die regte plek toe gekom. Hierdie is die dispenser of good news. Maar daar's ook iets in die mens, en ek weet nie of jy dit al beleef het nie, wat skepties is oor goeie nuus. Jy het al beleef? As iemand vir jou regtig ongelooflike, wat 'n snaakse Afrikaanse woord is, unbelievable good news bring, wat is baie keer jou eerste reaksie? What's the catch? Are you serious? Ek onthou, toe ek my eerste MPD partner gekry het. MPD is 'n manier hoe ons missionaries fund, en dan is daar mense uit gemeentes wat met hulle partner, dan kan ons hulle stuur, fully funded. Ek onthou toe ek my eerste partner, sy naam is Charles Basson, toe ek vir hom gaan vra het in Pretoria, en hy sê, ek sal met julle partner. Toe sê ek amper soos, is jy ernstig? Regtig, doen mense dit? Unbelievable nuus. Ek onthou, in COVID, toe daar genoeg finansies in ons rekening is oornag, wat 'n vriend vir ons gegee het, om 'n klein karretjie te koop. Toe sê ek soos, sekerlik het hy 'n tikfout gemaak, 'n 0 of, wat is dit in die mens, wat like, when you get unbelievably good news, wat jy skepties is? Of is dit net ek? En sien vanoggend, al het jy goeie nuus nodig, het ons verby om goeie nuus te gaan, ons moet ons harte check en sê, is ek regtig ontvanklik vir goeie nuus? En vanoggend wil die Here dit doen. Hy wil die goeie nuus in ons harte drop. Hy wil vir ons weer vrede gee. Hy wil vir ons vreugde gee, want baie keer, in fact, die mens het 'n ongelooflike geneigtheid om meer gereeld as wat hy ooit moes, God te betwyfel. Hy sê, en dan is die volgende ding, maar gee my 'n teken, give me a sign. Moenie jou hand opsteek nie, ek weet ons doen dit. Dan loop jy randomly, dis die sign. Nee, dit is nie die sign nie. Die woord was die sign. 'n Ongelowige mense soek vir 'n klomp tekens. Wat is die koste van twyfelagtige Christendom? Yes, I can trust him. No, I can't trust him. What's the cost? Wat gaan verlore in ons lewens? En is daar dalk 'n beter alternatief? En dis die hoop vanoggend. Laat ons nie twyfelagtige Christene sal wees nie, maar laat ons kan vas staan. En ek gaan vir jou verduidelik wat die woord vir ons sê, hoe ons dit kan doen. Laat ons lewens vol vrede en vreugde hê. Sê gou vir die persoon langs jou, God wil nog iets doen hierdie jaar. Nee, dis die deel waar jy dit regtig doen. Soos doen dit gou. God wil nog iets doen hierdie jaar. He wants to do something. Daar's 32 dae oor in 2025. Daar's 32 dae oor. Some of us, jy voel, jy het selfs 'n rede nodig om te lewe verder. God wil jou kom vul met vreugde, vul met 'n rede, vul met lof. Van ons se lofsang is stil. Dis die eerste keer in lang tyd wat jy so die Here aanbid. Hy wil dit kom vul, dat dit by jou mond uitloop. En dis die hoop vandag, dat hy dit sal kom doen vanoggend. So kom ek bid vir jou, en dan lees ons die skrif. Kom ons bid saam. Here, hierdie behoort die beste tyd te wees in die kerk. Hierdie behoort die mees opgewondenste tyd wees vir gelowiges, want U is gebore. Here, sal U ons vul met hierdie wete,
sal U ons weer vul met vrede, met vreugde, met 'n lofsang op ons. Here, sal U vanoggend alles wat ons bind kom breek. Heilige Gees, waar U is daar vrede. Is daar vryheid. Maak ons vol vanoggend. En almal sê amen. Amen. Ek gaan vir jou lees uit Lukas 1, Luke 1 verse 67. Ek het die Afrikaanse vertaling, volg asseblief in jou eie taal. Hierdie is die loflied van Sagaria, so indien jy lanklaas hier was, of die eerste keer is, ons is besig, Willem just one back, om 4 liedere in Lukas na te kyk, en ons het gekyk na die lied van Maria, en daar is net fancy Latynse name wat een of ander ou dit gegee het, en dan sit Sagaria vandag, Benedictus, dit praat van goed praat, praising, Gloria, in excelsis Deo, eer aan God in die hoogste hemele, en dan Simeon wat vir Jesus vashou in die tempel, en hy sê, nou kan jou dienaar basies doodgaan. Nou kan ek hemel toe gaan, ek het alles, ek het Jesus in my arms. So 2-3 bly oor, en vandag praat ons oor Sagaria. So volg saam met my. Sagaria, sy pa, dis nou Johannes, is hierna met die Heilige Gees vervul en het geprofeteer en gesê, lofwaardig is die Here, die God van Israel, want hy het omgesien na sy volk en hulle bevryding bewerkstellig. 'n kragtige verlossing het hy vir ons bewerk uit die nageslag van Dawid sy diensknegt, soos hy reeds lank gelede by monde van sy heilige profete beloof het. Verlossing van ons sonde en uit die hand van almal wat ons haat. Dit het hy gedoen om ontferming aan ons voorvaders te bewys en sy heilige verbond in gedagte te hou, die eed wat hy teenoor ons vader Abraham gesweer het, sodat ons gered uit die hand van ons vyande, hom sonder vrees sou dien en al die dae voor hom in heiligheid en geregtigheid kan leef. En jy, kindjie, profeet van die Allerhoogste, nou kyk na sy seun in sy hande teen die een Johannes, jy sal genoem word, want jy sal voor die Here uitloop om sy paaie gereed te maak en om sy volk in te lig dat hulle verlos kan word deur die vergewing van hulle sondes. Danksy ons God se innige ontferming, waardeur die môreson uit die hoogte oor ons sal opkom, dis Jesus wat verskyn het, om te skyn oor diegene wat hulle in duisternis en in die skadu van die dood bevind, van ons voel so, en om ons voete op die pad van vrede plaas, van ons smag daarna. Die kindjie het gegroei en sterk geword deur die Gees, presies wat van Jesus gesê is. Hy het in die woestyngebied gewoon, totdat hy in die openbaar voor Israel begin optree het. Dis die woord van God vir ons vanoggend. En vers 76, next one, sê, Sagaria, sy pa, het hierna. Daar klomp goed gebeur, voor hy hier gekom het. Daar's klomp goed waarna ons kan rewind, en hy sê, hy het hierna met die Heilige Gees was hy vervul, en hy het geprofeteer, en sy eerste woord wat by sy mond uitkom, is lofwaardig. Dis 'n verskriklike ryk Afrikaanse woord. Die Engels sê praise of blessing, blessed. Hier's wat dit beteken. I'm speaking well of someone. Benedictus, a eulogy. Julle al daai woord gehoor, ek prys iemand. En dan hierdie woordjie waardig aan die einde van dit beteken die prys wat hier uitkom, die lof wat hier uitkom, is omdat die een wat ek lof waardig is. Dis nie net leë woorde nie, dit staan op die fondasie van man. God is goed. Sy intrinsieke make-up, who he is, amazing, perfect. Dis wat met hierdie ou gebeur. En is amazing as jy daaraan dink, hy was vir 'n hele ruk stom. Nou kan hulle hom nie stil kry nie. Moenie vir jou man of vrou nou kyk nie. Wat het gebeur?
Sy tong is nou onbelemmerd, sê die skrif. Dit was op die 8ste dag, nadat hy die seentjie gebore is. Dis die dag waar hulle hom tempel toe sou vat om 'n naam te gee. Sy vrou Elisabeth sê die volgende, noem hierdie kind Johannes. Wat sê Sagaria? Niks, hy is stom. Jy moes dit geweet het, hy kan niks sê nie. Die mense beduie vir Sagaria, imagine die scene, hy Sagaria, moet ons hom Sagaria noem. Dis letterlik wat daar aangaan, of Johannes. Hulle dink, daar staan, hy is net stom, dis dit. Imagine hoe frustreerd was Sagaria. Niemand in jou familie word Johannes genoem nie. Sagaria, wat doen hy? Hy kry sy iPad, tablet. Sy naam is Johannes. Immediately, toe hy dit doen, toe kom sy tong los, en die eerste woorde wat by hom uitkom is hierdie ding. Hy begin die Here net prys. Imagine die mense in die kamer. Nou, jy skielik, hoe lank het jy hier aan voorberei? Jo, imagine net die verbasing. Die bure hoor dit, daar's hierdie opgewondenheid ewe skielik. Rewind nog 'n bietjie. Hierdie hele scene word geverf op 'n canvas van daar's 400 jaar se stilte. Dis Sagaria se tempeldiensbeurt. Daar was duisende priesters in daai dag. Jy word gekies deur looitjies. Is dit jou beurt om reukolie in die heilige deel in te vat, 'n reukoffer te bring? What are the odds? Jy kry dalk nooit daai beurt as 'n priester nie. Dis sy beurt, hy gaan in reukolie langs die altaar staan 'n engel, Gabriël. Jy sal 'n seën kry, want hoekom? Hier's wat die skrif sê, gaan een aan Willem. Die eerste reaksie is, moenie bang wees nie. Jy al gesien, dis altyd die reaksie wanneer die bonatuurlike gebeur, 'n engel verskyn, moenie bang wees nie. Jou gebed is verhoor. Dis wat die engel, wat? Het Sagaria gebid? Hy het lank gebid. Lank was hierdie gebed onbeantwoord. Jou gebed is, as die Here jou nie nou antwoord nie, dis nie te sê hy hoor jou nie. Jou gebed is gehoor, Elisabeth sal swanger word en 'n seun in die wêreld, jy moet hom Johannes noem. Hier sy volgende woorde, next one. Waaraan sal ek dit weet? Jy het lank gebid vir iets, hier's die goeie nuus, dit gaan gebeur, twyfel. Die menslike kondisie, we all do it. Hier's wat hy basie, give me a sign. Hier's vir jou teken, jy sal stil bly. Pas op, vir tekens vra. Ek love hierdie. Hy kyk na die vlees, hy kyk na die feite, en jy moet na die feite kyk. Moenie die feite ontken nie, want die feite word die verhoog van God se wonderwerke. Hier's wat hy sê, ek is 'n ou man, hy was, check hoe versigtig trap hy, en my vrou is al op ver gevorderde leeftyd. Daai is wysheid, maar ook sy laaste woorde gewees. Hy kyk na die feit en hy sê, Here, maar dit kan, en hy sê nie, dis 'n boodskap van die hemel, dis 'n engel, maar wie weet, engele is dienaars van God en hulle doen sy wil. Hulle stuur sy boodskap. This is a message out of God's heart. En hy sê vir hom, maar gee my teken, daar's 'n paar probleme met hierdie goeie nuus, ons is oud. Hy kyk na die vlees, hy's bang, en dan die volgende verse sê hy, jy sal stom wees, dis wat die engel sê, tot op die dag dat hierdie dinge gebeur, en hier's hoekom, omdat jy my woorde wat op die bestemde tyd vervul sal word, nie geglo het nie. Die twyfel in die woord van God, selfs deur die kinders van God, maak die mense van God stil. Jy sal nie verkondig nie, jy sal nie opgewonde wees nie, jy sal nie loof nie. Twyfel doen dit. Men, en dis die vyand se oudste triek, om die mense van God stil te maak. Kan ons gou eerlik wees?
oor hoekom twyfel ons in die woorde van God of die beloftes van God. Dalk vir hom was dit die 400 jaar stilte. Dalk was dit al die kere wat hy gebid het, maar daar was nie 'n antwoord nie. Dalk was dit die skaamte van ek kan nie 'n kind in die wêreld bring nie. Man, dit was massive in daai kultuur. You were frowned upon. Ek weet nie wat dit vir jou is nie. Maar die wêreld, die lewe het 'n manier om ons te slaan en twyfel in te bring. Maar hoekom doen ons dit? Wees gou eerlik met jouself. Die rede hoekom ons twyfel in die woord en in die beloftes van God is gelyk aan, nie die rede nie. Uitling twyfel ons in die karakter van God. Dis nie bloot ek twyfel in sy woorde nie. Ek twyfel in sy goedheid. Kan ek hom vertrou? Gaan hy dit doen? Daar't soveel, hoekom hierdie keer? Ek sukkel al 18 jaar met depressie, met verslawing. Hoekom nou? Daai selfe twyfel is nie bloot 'n twyfel in sy woorde nie, maar 'n twyfel in wie hy is. Het jy al daaraan gedink? Is daar iets waar jy dalk tans die Here mee worstel mee en jy begin twyfel in sy karakter? Die duiwel se oudste triek. In die tuin. Julle kan van al die bome eet. Vrygewig, goedhartig, hierso, kou. Uno, los. Dan kom die duiwel. Het die Here regtig gesê dat jy van niks van hierdie bome, van geen kan, geen een klink dieselfde. Ek kan nie mooi onthou wat hy gesê het nie. Ja, jy's reg. Jy's hy synig. Ja, hy is nie goed nie. Duiwel se oudste triek. Sien jy dit in jou lewe? Kom jy agter dit gebeur? Want is deceivement. And the thing about deceivement is it's deceiving. You wouldn't know it. Jy kort mense om jou wat sê, hey, ek dink jy's gedeceive hierso. Die duiwel het jou. Jy kan maar regtig vertrou in wie God is. Sagaria staan op 'n plek waar hy vir Johannes die een vashou. Die ding wat beloof is in sy arms. Die twyfel, the proof is here now. En hy bars uit met hierdie lofsang. Want hy kan nie anders nie, want hy sien wat beloof. Hy het dit gevind net soos gesê is. En so sal ons dit eendag vind. Net soos hy dit gesê is, of dit 'n donkie is waarvan hy gepraat het, of 'n bokamer, of iemand in 'n verlosser in 'n krib, of ewigheid sal, jy sal dit vind net soos hy gesê het. Hy het nie, maar wat as ons dit nie in ons arms het nie? Wat as hy dit gesê het en ons sien dit nie? Ek wil jou vanoggend herinner, geloof, it's not by sight. It's based on his character. Hierdie God wat dit gesê het, jy kan hom vertrou. Dit sal so wees. Hy is besig om jou geloof te groei. Dis iets wat ek leer uit hierdie lied van Sagaria. Daar's 'n paar eienskappe wat ek dink uitgelig word van God in hierdie lied. Wat ons kan bemoedig om hom regtig te trust. Hier's die eerste een. Hy sê, vers 68, want hy het omgesien na die Here kyk na jou. Hy sien hom na jou. Omsien meaning, he sees you, but he cares for you. Hy het nader gekom. Hy het nader gekom. Hy sien om. Die Here sien om vir jou. Dis wie hy is. Dis deel van sy karakter. Dan gaan dit aan. En hulle bevryding bewerkstellig. 'n kragtige verlossing. Dit is die hele theme van hierdie song. Dat daar's 'n Messias uit die lyn van Dawid. Man, he's powerful. He's the horn of salvation, meaning hy is sterk en die salvation is sterk. Dit kom van hom af, hy het dit bewerk. Verlossing is bewerk, meaning it wasn't a last minute meeting in heaven. Wat gaan ons doen? Adam en Eva het droog gemaak. Man, I've got this. Die Here sê ek het dit. Bewerk meaning ek het dit beplan. Ek het dit. Ek het verlossing bewerk. Uit die nageslag van Dawid, sy diensknegt, soos hy het lank by die monde van die heilige preek beloof het. Verlossing is bewerk,
Verlossing is beplan. By the way, dis beskikbaar ook. Maar dan sê hy het hierdie kragtige verlossing verwerk. Willem, you can go to the next one. Dit het hy gedoen om ontferming aan ons voorvader. God se karakter, dit wat hom lofwaardig maak, it's his mercy. Barmhartigheid is die Afrikaanse woord. God is merciful, Sagaria. Onthou dit, Tian. Onthou dit as die gebede nie beantwoord nie. Onthou as daar skaamte, as daar stil. God, sy ingesteldheid. I want to show mercy. Is dit die prentjie van God wat jy in jou gedagtes het? He's merciful. En dan een terug Willem. Dan sê hy, wat hy aan ons voorvaders bewys het, en sy heilige verbond in sy gedagtes te hou, die eed wat hy teenoor ons vader Abraham gesweer. God is barmhartig, maar God is ook betroubaar. Sagaria onthou dit. Hy het nie vergeet nie. Apollonia, remember, you can trust him, he's merciful. Dis goed van sy karakter, wat hierdie lied ons herinner, en miskien het jy nodig om dit weer te hoor. Hy sien om na sy mense, hy is betroubaar, man, hierdie ding is beskikbaar, en is 'n baie kragtige, 'n barmhartige God, wat hy is. Ons sluit af met die idee dat God het 'n kragtige verlossing. Some of your translations might say the horn of salvation. Dit beteken net Jesus is kragtige. Horing, 'n ramshoring of iets in daai tyd was 'n simbool van krag. God het 'n kragtige verlossing vir ons beplan, bewerk, beloof en dis nou beskikbaar. Wanneer laas het jy aan verlossing as kragtig gedink? Gewoonlik is ons in die ballpark van grace, wat goed is, en marshmallows, en wolke, en fluffiness, maar kragtige verlossing. Dit is so kragtig, dat dit die mens weergebore. Dat iemand wat van als geweet het, Nicodemus sê, maar hoe is dit moontlik? Kan ek terug in my ma se moederskoot? Nicodemus, jy is so slim, maar jy is nie so slim nie. Dis basies wat Jesus sê. Dis so kragtig dat dit die onmoontlike doen. Dis so kragtig dat dit jou sonde wegvat. Deurdat Jesus dit gevat het. Dit word genoem justification. Regverdigmaking, meaning Jesus vat al my sonde op hom. Nou is die skuld nie op my nie. Dit is so kragtig dat hy vir al jou sonde, Dirk, wat jy gedoen het, gaan doen en dalk nou doen. Hy het voorsiening gemaak vir dit. Dit is verskrik. Maar kom ons maak gou 'n som, hoeveel sonde ons hier doen hier binne. That's a lot. Dit is so kragtig dat jy geregverdig kan staan, righteous before God. Die mantel van geregtigheid. It's the righteousness of God. Die perfektheid van God word op jou gesit. Dis nie joune nie, dis van God. Hy gee dit vir ons. Dis so kragtig dat hy jou nie net los na jou redding nie, nou begin hy jou meer maak, soos om mense noem dit sanctification. Meer van hom, minder van dit hou nie, this is powerful. Dit is so kragtig, it reconciles us with God and with others. Dat ek hier saam met 'n Duitser kan kuier. Nee? Dat ek saam met Jeremia kan koffie drink. Die middelmuur van skeiding is gebreek. Koep. Want ek het vrede, hy het vrede, nou kan ons vrede hê. Dis die antwoord vir die politieke situasie in die land. The gospel. Maar dit stop nie daar nie.
En hier's die goeie nuus, want daar's 'n paar sodats. Ons leer nie net van die karakter van God nie, ons leer van die aard of die eienskappe van ons verlossing. 'n Kragtige verlossing het hy op werk. Next one, David. Not David, David's dead. En om sy volk in te lig dat hulle dat verlos kan word. Another one, sorry Willem. En dan's daar sodats. Daar's sodats vir jou verlossing. Die eerste een is sodat hy gered uit die hand, dat hy ons kan red uit die hand van ons vyande. Daar's vrede nou tussen my en God, maar hierdie verlossing is so kragtig, dit kan jou red van jou vyande. Die vyand wat jou boei. Ek weet nie wat boei jou nie. Ek weet wat boei mense. Vrees, depressie, gewoonte sondes, selfmoordgedagtes, twyfel, dit boei 'n mens. Hierdie verlossing kan daai boeie breek. Die Here wil nie net weer ons tonge losmaak, laat ons kan loof soos vanoggend hier buite ook nie, maar hy wil ook boeie losmaak. Matian, jy weet nie hoe lank ek al sukkel om te twyfel in die woorde of beloftes van God is om te twyfel in die karakter van God. Hy's baie kragtig, hy's beskikbaar, hy's betroubaar, hy's barmhartig, hy wil. Ek lees hierdie week Lukas 13. Daar's 'n vrou wat 'n demoon het en sy sal vir 18 jaar, she was crippled by this demon. Dit sê dat dit haar vooroor getrek, sy kon nie regop kom nie. Sien jy die prentjie van 'n vrou 18 jaar? Dis 'n Sabbatdag. You gotta know when it's a Sabbath. Good stuff is going to happen. Jy wil al wees, Jesus gaan iets doen wat die ouens sê hy mag nie doen nie, maar hy gaan dit anyway doen. Hy sê een keer vir haar, hoorie, ek gaan jou losmaak van hierdie. Hy raak aan haar, sy kom regop en sy prys hom. Dit is presies wat depressie aan jou wil doen. Dit wil jou krippel. Dit wil jou in mekaar trek. Dit wil jou in die grond sit en dit wil al die lof steel uit jou lewe uit. Al die vreugde, al die blydskap, dit wil jou drein. Dit klink vir my soos die plan van die vyand. Een sin, een aanraking, maak nie saak of dit 18 jaar was nie, een keer en is gone. En dadelik staan jy voor hierdie ding, maar is dit vir my? Ja, dit is daar, men dis hoe twyfel in die karakter van God voel. Daai tension wat jy dalk in jou lewe voel, oor wat jy nou aan gedink het, dis dit. Die Here sê, trust my. Hy wil boeie losmaak. Die volgende een sê, volgende is so dat die tweede laaste ene, next one, dat ons hom sonder vrees sou doen. Hy wil jou vyande al die boeie losmaak en hy wil dat jy hom sonder vrees. Dis snaaks hoe die ou wat so vreesagtig was, ewe skielik sê, hy wil hê ons moet hom sonder vrees dien. Wat het verander? Wel, hy's gevul met die Heilige Gees. Maar die Gees in jou is, moet vrees wyk. Want niks kan jou uit die liefde van God skei nie. Niks kan jou breek van dit nie. Hierdie perfekte liefde van perfect love casts out all fear. Dis die mense van God. Vreesloos. Boeieloos. Dit val af, dit breek af. Ons kan voortdurend uit dit uitstap. Nie in perfeksie nie, want jy's nie in die hemel nie. Daar's dinge wat ons gaan tuister, solank die duiwel hier buite rondloop. Tot hy nie meer hier rondloop nie, want dan is die Here met ons. Dan is dit verby. Maar tot dan kan ons sê, Here, soos in die hemel, so op die aarde. Here, sal hierdie boei laat afval. Sal hierdie vrees wegvat. And here's the last one. And we'll end with this. En al ons dae, maak nie saak, ouma, ek gaan nou nie sê hoe oud is jy nie. Maak nie saak of jy 33 is nie. Jokie nou, nie? Maak nie saak of jy 33 of 133 is nie. Sy nader, nee, ek joke.
Die Here is nie klaar met jou nie. Hy het jou nie gered aan die begin, laat jou vuur kan doodgaan en laat jy nou maar so, okay, in die hemel, jy gaat ons. Al jou dae, boeie af, al jou dae, vrees weg, al jou dae om kan dien, en heiligheid en geregtigheid voor hom kan leef. Meer soos God, al jou dae. Hierdie hele laaste sin is die rede vir ons lewe. Miskien voel jy het nie, hier's die rede vir Christene. Word meer soos Jesus. Dit is ons lof. Dis nie net die sang nie, dis ons hele lewens. En so hier's die hart. Mag jy aan die einde van hierdie jaar weer 'n rede kry vir lewe. Mag hierdie laaste 32 dae, die beste 32 jaar, daar wees van hierdie jaar. Mag hier boeie afval hierdie jaar, wat daar nog nie afgeval het nie, in hierdie laaste 32 dae. Mag vrees waarmee jy gesukkel het, breek. Mag vrede en vreugde en hierdie opgewondenheid weer in jou opborrel, omdat hy lofwaardig is. Kom ons bid. Here, dankie dat U absoluut die koning van konings is. Here, dankie dat U al hierdie dinge beplan het. U het dit bewerk en vandag sê U, dis beskikbaar. Here, U wil boeie laat afval. Want U kan. Here, U sien, en U het laasweek gesien, en U sien vandag, diegene wat vanoggend hier sit, onder die donker wolke van depressie, Here, silently suffering. Here, U sien dit. Vanoggend sê die Here vir jou, ek kan doen wat ek gedoen het met daai vrou wat 18 jaar gesukkel het met iets. Sal jy weer vra? En ek het al so baie gevra, ja, Sagaria ook. Face die feite, moenie dit ontken nie. Man, ek voel so, face dit, want daai word die verhoog van die wonderwerk. So Here, ek bid dat U met U Gees sal vul, sodat lof ons weer sal vul, vreugde en vrede. Here, ek bid ook dat gewoonte sondes, Here, goed dat ons weet nie met ons hoort nie, maar steeds by ons bly, steeds ons boei. Waarna ons selfs gewoond geraak het, dalk skaam is oor, laat U dit sal wegvat nou. Ek voel ook die Here, net so met jou oor toe, wil net hê, jy moet dit voor hom sit. Hy weet wat in ons hart ingaan. As jy bereid is om die Here 'n kans te gee, om 'n boei los te maak, wat ook al in jou hart by gewoonte sondes opkom, jy en God, sê net vir my, Here, U het eintlik lankal geweet, I'm bringing this today. Die verslawing aan 'n selfoon, die leuns, die pornografie, whatever dit is, men, daai boei kan afval. Nou Here, dankie dat U mense vrymaak. Dankie dat U vreugde herstel en U doen dit in verhouding. Here, dankie dat U 'n God is wat nie ver is nie, maar met U mense praat. En dan gaan jy nie nou vorentroep of enigiets soos dit nie, as jy nie die vrede van God in jou hart het nie, meen en daar's nie 'n verhouding met hom nie. Wil ek jou vra om na die tyd hier vorentoe te kom, om saam met my te bid en vir die Here dit te vra. If you unsure of your salvation, moenie uitstap vandag nie. God wil 'n groot boei laat val. Thank you, Lord, for all you have done and all you're going to do the rest of this year. En dankie dat ons in die goedheid kan vertrou. Ek sluit af met hierdie. Danksy ons God se innige ontferming, waardeur die môreson uit die hoogte oor ons sal opkom,
om te skyn oor diegene wat hulle in die duisternis en in die skadu van die dood bevind, en om ons voete op die pad van vrede te plaas. Mag dit jou storie wees going forward. Amen.